Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag 16 September, Koffiekuier 974. Ons gesels vanoggend verder oor Jeremia 32. Nou, Vrydag het ons 'n bietjie inleidend gesels daaroor en Sondag het Dominee Piet Botha aan die erediens verder ingegaan op hierdie tema. Nou, julle sal onthou, die van julle wat Vrydag se Koffiekuier gekyk het, dat ek die vraag gevra het, verbeel jou dat die Here na jou toe kom en vir jou sê, gaan koop nou vir jou grond in die Gaza-strook, daar waar die oorlog aan die gang is. Gaan koop vir jou daar 'n stuk grond wat jy moet ontwikkel en wat jy moet opboer. Of in Oekraïne, of waar ook al. En ek dink die meeste van ons vriende sal vir mekaar sê, dit is menslik gesproke 'n baie stupid ding om te doen. Hoe gaan belê jy in 'n konteks, in 'n omgewing, in 'n stuk grond, in 'n land, waarin jy regtig nie seker is van die toekoms nie? En dis presies wat in Jeremia gebeur het, nie? Jeremia vertel vir ons die verhaal, hy's 'n profeet wat namens die Here optree, en in die tyd waarin Jeremia leef, dan gaan dit nie goed met die volk Israel nie. Trouwens, hulle is letterlik onder beleg van die Babiloniese weermag, maar Jeremia kry die opdrag van die Here dat hy 'n stuk grond van sy neef Genamel moet gaan koop, 'n stukkie grond daar in Anatot. En letterlik sê die buitebybelse bronne vir ons ook, in die tyd wat Jeremia hierdie opdrag kry, is die Babiloniese leer letterlik kampeer hulle op daardie stuk grond om Jerusalem in te neem. Hulle het Jerusalem beleer. En minder as 'n jaar later, in 587, val Jerusalem en word die grootste gedeelte van die bevolking weggevoer in ballingskap na Babel toe. Maar Jeremia kry hierdie opdrag en dan doen hy dit wat die Here van hom sê. En eintlik met 'n stuk vertoon, wil mense amper sê, word daar vir ons verduidelik hoe hy die koopkontrak gevat het in 'n afskrif. Die koopkontrak is verseël, die afskrif nie, hoe hy dit gevat het en dit in 'n kleipot gesit het en hoe hy die 200 gram silwer afgeweeg het en vir Genamel gegee het. 'n hele proses eintlik om dit publiek te maak dat Jeremia hierdie stuk grond gaan koop. En ek kan nogal dink, in daardie tyd as daar goeie finansiële beplanners was of ekonome was, dan sou hulle vir Jeremia gesê het, hierdie ou het sy trollie verloor. Wie doen so iets? Maar Jeremia doen dit, en dan sê hy in vers 15, lees ons maar daardie pragtige woorde, dat hy sê, daar sal weer huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Met ander woorde, Jeremia doen hierdie ding op grond van 'n belofte van die Here en as 'n teken van hoop, 'n teken van, dis nog nie verby nie, God sal getrou bly met hulle dan ook. En ek wil nou vanmôre eintlik sommer maar net hierdie gesprek 'n bietjie saamvat met jou en vir jou uitnooi verder te dink oor die implikasies van so 'n geloofsafhanklikheid, so 'n instelling, gesindheid, dat ons in die omstandighede wat dalk totaal hopeloos en moedeloos lyk, dat ons as gelowiges by wyse van spreke gaan grond koop, om daarmee te sê, daarmee te verklaar, te bely, dat die Here nog nie klaar is met ons nie, dat die Here nog 'n plan het met ons. En dat ons 'n bietjie gaan nadink oor wat dit vir ons eie persoonlike lewens beteken. Vriende, ek kan mos nou onmoontlik nou nie weet presies wat in elkeen van julle se lewe gebeur en wat is die omstandighede wat letterlik vir jou voel, maar jy word beleer. Die Babiloniese weermag is op jou drempel. En wat maak ek en jy daarmee? Hoe tree ons dan nou met hoop op, soos agente van hoop, soos Jeremia, sodat daardeur eintlik kan blyk dat ons wel nie in die omstandighede vaskyk nie, maar vir God raak sien, wat in hierdie omstandighede groter is, die een is aan wie ons kan vashou. En daar's letterlik 110 goed in ons lewe waarna ons seker nou kan dink, om te sê, maar waarvan praat ons? Ons praat oor die ekonomie in die algemeen, ons praat oor die politieke omstandighede in die land, in die wêreld, noem maar op. Ons praat spesifiek in September maand in aansluiting by die seisoen van die skepping, oor die ekologiese krisis wat die wêreld in die oog staar. Die feit dat plastiek besig is om ons oseane oor te neem, en die van julle wat dalk die voorreg gehad het om daardie fliek te kyk, Plastic People, wat eintlik sê hoe plastiek, mikroplastiek binne in borsmelk en menslike bloed gevind word. So, en dis besig om op 'n ramp af te stuur. En ons het Sondag in ons eredienste hier in Kleinmond
En Betty's Baai het ons hierdie boekmerkies gegee, waarop daar letterlik in die bokant staan, agente van hoop. En ons verklaar daarmee, ons sê, omdat God reeds, hoor baie mooi, omdat God reeds deur Jesus Christus, in die eerste plek die stukkende skepping met homself versoen het, nee? Paulus skryf daar in Kolossense 1 vers 20. Nommer 2, omdat God nou besig is alreeds om alles nuut te maak en 'n nuwe hemel en aarde te skep. Dis mos die beloftes van Openbaring 21, die visioen wat Johannes gesien het. En in die derde plek, omdat ons ook weet dat God deur Jesus Christus geregtigheid soek, dat dit woon, daar waar 'n vrede kan wees met die hele skepping, 2 Petrus 3 vers 13. Omdat ons hierdie goed weet, as gelowiges, kyk ons nie vas in die omstandighede nie, kyk ons nie vas in die Babyloniese leer wat op my stukkie grond aan Anatot kamp nie, maar tree ons in 'n tyd van chaos en krisis en vernietiging op as agente van hoop. Wat beteken dit vir jou? Daar waar jy dalk in 'n raadsvergadering vandag is, of in 'n by die werk met 'n vergadering besig is. Daar waar jy in jou woonbuurt dalk sien hoe dinge nie lekker loop nie, in die misdaadvlakke, in die potholes in die grond, en noem maar op. Daar waar jy in jou gesin, waar jou kleinkinders sê, ons moet land uit, ons sien nie kans vir hierdie gemors nie. Hoe tree ons as agente van hoop op? En vriende, dan spesifiek in terme van ons skepping, ons omgewing, is daar 'n klomp goed wat ons kan doen. En ek gaan vir jou, wat hierdie videoetjie kyk op YouTube, ek gaan vir jou so 'n afskrifie op een of ander manier van hierdie boekmerkie gee, waarin ons letterlik daar sê, mense wat soos Jeremia met hoop optree, hulle plant en bewerk die aarde, asof jy nooit gaan ophou leef nie. Ons is mense wat deel raak van die versorging. Ons dink anders oor besittings, oor ons motor, wat dalk ligter is op brandstof, of 'n hybride motor is. Ons kies energiestelsels wat meer omgewingsvriendelik is. Ons kies klere, wat nie van alle sintetiese materiaal gemaak is nie, maar wat organiese katoen of linne is. Ons werk vir 'n toekoms vir ons nageslag, deur ons koolstofvoetspoor te verminder, deur organisasies te ondersteun wat opvoedingswerk met ons jong mense doen, deur die enkel gebruik van plastiek so ver moontlik te vermy. Ag, en jy kan seker nog 'n klomp goed hierby gesit het, maar dis die kern van die goed wat ons sê, as gemeente en as gelowiges, ons verbind ons hiertoe, want dis die manier waarop ons by wyse van die Jeremia teks 'n stuk grond in Anatot gaan koop wat vertel van hoop, wat vertel van 'n God wat groter is as die konteks en die omstandighede waarin ons leef. Dalk wil jy nie noodwendig rondom die skepping nadink nie, maar sit jy vanmôre met daardie swaard van 'n boodskap van 'n dokter wat vir jou gesê het, dit is kanker, en jy weet nie wat er kan toe nie. Hoop sê, ons koop grond in Anatot. Dalk sit jy in daai situasie waar jy weet, die finansies is net nie meer daar, dat jy jou aftrede kan dien soos wat jy dit graag wou gedoen het nie. Jeremia 32 sê, by God is daar hoop, ten spyte van jou omstandighede. Vra die Here om jou daarin te begelei. Dalk sit jy op daardie punt wat jy voel, maar ek weet nie meer wat ek kan doen met my kinders, my kleinkinders, wat ek net meer geen verhouding het nie. Koop grond in Anatot. Belê, want God is groter as ook daardie werklikheid. Vriende, in my eie lewe, in ons as gesin se lewe, en ek het al baie van dit met julle gedeel, is daar verseker sulke momente gewees waar ons op 'n punt net gevoel het, menslik gesproke, ons weet nie wat ek kan doen nie. En elke keer op sy tyd was God getrou en het hy die uitkoms gegee. Ek sluit af vanmôre. Ons gaan eerskomende Sondag die wonderlike getuienis hê van een van ons lidmate, Christa Fik, wat vir jare, letterlik van 2012 af, met nierversaking en al hierdie goed saamgeleef het in dialyse en al daardie dinge. Christa gaan Sondag haar getuienis met ons kom deel van 'n nieroorplanting wat afgehandel is, wat suksesvol is, dat sy met haar lewe voluit kan aangaan. In omstandighede waar sy en haar man Christa ook gedink het, ons weet nie meer wat er kan toe nie, het God kom sê, koop grond in Anatot.
daar sal weer 'n tyd kom waar huise en grond en wingerde in hierdie land gekoop word. Dit is ook waar vir jou en jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelvader, u woord is vir ons die boek vol beloftes, die beloftes wat van u self afkom. En wanneer ons dan 'n teks soos Jeremia 32 lees, Heilige Gees, dan weet ons dat hierdie woorde ook vir ons vir vandag bedoel is, en daarom wil ons met ons hart daaraan vashou. Wil ons verbind deur te sê ook, Here, dis nie maar net praatjies nie, ons sal ook doen, ons sal agente van hoop wees in ons lewe en in die konteks waarin u ons geplaas het. Geef vir ons deur u Gees die leiding en die wysheid oor hoe om dit te doen, sodat u verheerlik kan word. En dankie Here dat ons weet, u is 'n God wat u woord hou. En daarom as u vir ons uitnooi om die lewe te leef, dan weet ons dat u ook daar sal wees, saam met ons en in dit alles. Here Jesus, gelei ook vir ons in hierdie week en gee dat ons oral in ons lewe sal vra, waar kan ek 'n agent van hoop wees? Iemand wat God se teenwoordigheid en die alternatiewe werklikheid wat God moontlik maak, wat dit kan uitbasuin en vertel vir die wêreld wat dit so nodig het om te kan hoop. Ons bid dit, Here Jesus, in u naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag hier by ons in Kleinmond. Is dit van gister af so lekker winderige tyd en hier deur die nag bietjie begin reën ook. Maar waar jy ook al is, wat jy ook al doen, maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Koop grond in Anatot, want daar sal weer huise en grond en wingerde gekoop word. God is getrou. Geniet jou koffie, geniet jou Dinsdag, ons gesels Vrydag weer. Mooi loop.